Goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed met julle elkeen vanoggend. Hierdie is nou nie 'n lewendige uitsending soos ons dit wou gehad het nie. Die tegnologie het ons bietjie in die steek gelaat en dankie vir julle begrip. Dit is maar dinge wat gebeur. Hierdie is nou 'n opname. Maar nietemin wanneer jy daarna luister, mag die Here jou deur sy gees lei. Mag die Here jou gedagtes fokus om werklik met hom besig te bly en ons vir hierdie uur of wat af te sluit van alle ander dinge wat ons aandag so maklik in beslag neem. Mag die Here ons seën. Kom ons bid daarvoor. Vader, ons is in U naam saam. Ons is saam omdat ons U liefhet. Ons het 'n begeerte om U te loof en te prys uit ons harte uit. En mag hierdie opname en almal wat daarna luister net geseënd wees, sodat U naam verheerlik word. U naam groot gemaak word, want dit is ons hartsbegeerte om U te loof en te prys in alles wat ons doen. In Jesus naam. Amen. Kom ons sing vir die Here 'n loflied. Ons sing dit uit ons harte en ons prys hom met ons hele wese. Kom ons sê nou in wie ons glo. En ons doen dit vanoggend in die woorde van die bekende eerste artikel van die NGB, die Nederlandse Geloofsbelijdenis. En dit word vir ons pragtig voorgelees deur 'n jong dame. Kom ons luister. Glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome, wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Nou het ons gesê, wat glo ons van God? God is nie net 'n God in wie ons glo nie, maar ons wil hom ook bely in terme van wat hy vir my beteken en wat hy vir my is. En kom ons doen dit nou in die woorde van 'n pragtige lied, 'n bekende Psalm 23. Dit is deel van ons geloofsbelijdenis. Kom ons sing dit nou saam.
Ons gaan nou luister na die wil van die Here. En as 'n mens nou na die Bybel kyk, waar die wil van die Here vir ons saamgevat word en weergegee word, dan is dit so opmerklik dat die wil van die Here altyd uitgevoer word wanneer die motief van liefde daar is. Dis asof al die gebooie in die Bybel saamgebind word deur hierdie een groot motief van liefde tot God, liefde tot die naaste. Sonder liefde het ons nog nie begin om die wil van die Here na te kom nie. Luister nou 'n bietjie hoe dit in die volgende 2 skrifgedeeltes vir ons baie duidelik beklemtoon word. Matteus 22 vers 34 tot 40. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Romeine 13 vers 8 tot 14. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. En dit alles is nodig omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby, dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis, laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe, soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig. Wanneer ons so luister na die wet van die Here, dan vra mens jouself af, het ek werklik daai volkome liefde in my, en is dit my meestermotief waarmee ek alles doen wat ek doen? Liefde tot God en liefde tot my naaste. Ek dink nie ek haal daai perk nie. 'n Mens voel maar skuldig. En kom ons erken nou voor die Here in gebed dat ons skuldig is. En ons lê al ons node, ons versigtings lê ons dan voor die Here neer. Bid saam met my. Ons Vader, ons kom na U toe met vrymoedigheid, want ons kom in Jesus naam. En ons kom ook in die diepe bewussyn dat ons nie altyd leef soos wat U wil hê ons moet leef nie. Ons is maar so dikwels vasgevang in ons eie selfliefde, ons gebrek aan liefde vir ander, ons eie selfsug. En Here, ons voel sleg daaroor. En ons bid dat U ons dit sal vergewe. Maar dat U ons elke dag nuut sal maak en dat U die liefde wat ons in Jesus kan raak sien. Here, maak dit ook deel van ons lewe. Plant dit in ons harte elke dag al meer en meer, sodat dit die dryfveer word wat ons dryf om te doen wat U wil hê ons moet doen. Here, ons wil nie net U wet doen nie, ons wil dit in liefde doen, sodat ander mense rondom ons U liefde kan raak sien en kan ervaar. En dat U self ook die liefde wat ons vir U het, kan raak sien. Vader, ons kom na U toe en ons bid dat U ons elkeen in ons besondere omstandighede naby sal wees, want U ken ons elkeen, U weet wat ons nodig het. Ons wil vanoggend in besonder bid vir die familie wat geliefdes aan die dood
verloor het, wat ook vanweë die inperking die bittere tyding van selfmoord moes beleef. Vader, ons bid vir die ekonomie van ons land. Ons bid dat U ons weer vol energie sal maak, sodat ons weer kan begin arbeid dag na dag, sodat ons die ekonomie van die land kan opbou, sodat daar weer genoeg kos kan wees vir almal. Here, help ons om veilig te bly. Neem ons in U hand en vou ons toe en skerm ons af van enige virus, enige gevaar. Ons vertrou U daarvoor. En Here, dis ook ons begeerte om van ons kant af so verantwoordelik as moontlik te lewe. Vader, ons bid vir Suid-Afrika, bid vir al die mense. U het ons in hierdie land geplaas en ons weet U het ons hier geplaas met 'n doel en dit is om U koninkryk uit te brei, U koninkryk te bevorder. En maak ons daarin getrou. Meer nog, Here, maak ons opgewonde, maak ons passievol, sodat ons met 'n vreugde in die hart, 'n lied in die hart sal uitgaan en net U koninkryk sal demonstreer aan mense daar buite, sodat hulle deur ons optrede iets van die beeld van Christus kan raak sien en dat hulle U op hierdie wyse kan leer ken. Vader, ons bid vir U kerk, wat in hierdie tyd net al sterker en sterker begrond word, soos wat mense vra, wat maak werklik saak? Wat is werklik belangrik? Here, wil U opnuut weer U kerk wêreldwyd grondves in Jesus Christus, as die enigste fondament van U kerk. En dat U kerk werklik sal bou op Christus en uit hom sal groei en na hom toe sal groei. Verlos ons van formalisme, verlos ons van pligpleging, verlos ons van 'n verkleefdheid aan sentimentele seremonies en strukture en stelsels wat nie altyd effektief is nie. Here, maak van U kerk 'n relevante kerk wat 'n lewende werklikheid sal wees in hierdie wêreld. Vader, ons bid dat U ons so sal seën dat ons 'n krag sal wees, dat ons 'n lig sal wees, sodat die wêreld kan sien, dat die duisternis verdryf sal word. Vader, ons wil bid vir elkeen wat vanoggend saam luister, en ons bid, Here, vir diegene wat in die gemoed negatief is, wat voel of hulle in 'n put sit. Ons bid dat U ons elkeen in U hand sal vat en sal oplig. Ons bid vir almal wat finansiëel swaar kry. Verseker ons daarvan dat U weet wat ons nodig het, dat U sal sorg. Ons bid, Here, vir almal wat in huwelike en gesinne dit moeilik vind en dat waar daar versuurde verhoudings is, waar daar geïrriteerdheid is met mekaar, waar daar afbreekende woorde gebruik word. Ons bid, Here, dat U deur U Gees weer die ware liefde daar sal lê, verdraagsaamheid, en dat ons mekaar sal tot hulp sal wees en tot ondersteuning sal wees en so 'n gestalte van U koninkryk sal wees in elke gesin. Vader, ons wil bid vir elkeen wat siek is. Ons bid vir elkeen wat verswak is, vanweë ouderdom of watter rede ook al, en dit moeilik vind om sy of haar weg te bewandel elke dag. Ons bid, Here, dat U vir ons elkeen die krag sal gee wat ons nodig het, die energie om te kan aangaan. Bovenal wil ons bid, Here, dat U in ons harte daai onwrikbare geloof sal lê, opnuut weer, en die liefde vir U en vir ons naaste, sodat ons in geloof en liefde sal vas staan, en dat dit die kenmerk sal wees van ons optrede. Vader, hoor ons gebed, want ons vra dit alles met groot vrymoedigheid, in die naam van Jesus Christus, wat aan U regterhand sit en vir ons intree. Amen. Ons gaan vanoggend kyk na 'n vrou, en ons weet nie wat die vrou se naam was nie. Sy was maar net 'n vrou wat gewoon het in die dorpie Sigar,
dorpie in Samaria. En die vrou het op 'n dag haar emmer gevat en sy het uitgegaan na die put toe buite die dorp om water te kry, soos wat sy elke oggend waarskynlik gedoen het. Maar daardie spesifieke dag het sy teruggekom van die put af en sy was heel anders, 'n heel nuwe mens, wat op 'n ander manier gedink het en gereageer het en opgetree het. Dramaties anders. En vandag gaan ons kyk na die vraag, wat presies het daar by die put gebeur, wat hierdie radikale lewensverandering tot gevolg gehad het. Kom ons luister nou eers na Johannes 4. Johannes 4 vers 1 tot 42. Johannes 4 vers 1 tot 42. Jesus het uitgevind dat die Fariseërs gehoor het dat hy meer disippels verf en doop as Johannes. Jesus het nie eintlik self gedoop nie, maar sy disippels. Dus het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe vertrek. Hy moes deur Samaria reis en hy kom toe in 'n dorp in Samaria wat Sicher genoem word. Dit was naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die put van Jakob was daar geleë. Jesus het toe, omdat hy regtig uitgeput was van die reis, sommer by die put gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. 'n Samaritaanse vrou kom toe daar om water te skep. Jesus vra haar, "Gee vir my asseblief water om te drink." Sy disippels was toe nog in die dorp om kos te gaan koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, "Hoe op aarde vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink?" Jode wou immers niks met Samaritane te doen hê nie. Jesus het daarop gereageer, "As jy maar net hierdie gawe van God vir jou geken het en geweet het, dit is wat ek vir jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou die lewende water gegee het." Die vrou sê vir Jesus, "Meneer, jy het nie eers 'n skepding nie en die put is diep. Van waar kry jy die lewende water? Jy is beslis nie belangriker as ons vader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en diere daaruit gedrink het nie." Jesus antwoord haar, "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors word. Wie egter van die water drink wat ek hom gee, sal nimmer te nooit weer dors word nie. Die water wat ek vir hom sal gee, sal 'n fontein in hom word, waarvan die water vir altyd sal bly opborrel." Die vrou sê toe vir hom, "Meneer, gee my van hierdie water, sodat ek nie weer dors word en hierheen hoef te kom om water te skep nie." Hy sê vir haar, "Gaan roep jou man en kom dan terug hiernatoe." Die vrou het dadelik gereageer, "Ek het nie 'n man nie." Jesus beamoed dit toe, "Jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het reeds 5 mans gehad en die een wat jy nou het, is nie eintlik jou man nie. Dit wat jy gesê het, is die waarheid." Die vrou sê vir hom, "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het op hierdie berg gaan bid, maar julle sê die plek waar 'n mens nou moet aanbid is Jerusalem." Jesus merk toe op, "Glo my vrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie ken nie. Ons aanbid wat ons ken, want die verlosser is uit die geleerdere van die Jode. Daar kom egter 'n tyd, en dit het reeds aangebreek, wanneer die egte aanbidders die Vader vanuit 'n hegte verhouding met die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader verkies dat die mense hom so aanbid. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom vanuit 'n hegte verhouding en met die Gees en in waarheid aanbid." Die vrou sê vir Jesus, "Ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy ook al kom, sal hy ons oor alles inlig." Jesus sê toe vir haar, "Ek is hy, ek wat nou met jou praat." Op daardie oomblik het sy disippels teruggekom. Hulle was verstom dat Jesus besig was om met 'n vrou te praat. Nietemin het niemand daar gevra, "Wat wil jy nou eintlik hê?" of vir hom, "Waarom knoop jy 'n gesprek met haar aan nie?" Die vrou het haar waterkruik net daar gelos, na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, "Kom kyk selfs, 'n man het my alles vertel wat ek gedoen het. Is hy nie dalk die Messias nie?" Die inwoners het toe van die dorp af na Jesus toe begin stroom. Intussen het sy disippels vir hom gesmeek en gesê, "Rabbi, eet tog iets." Maar hy het gereageer, "Ek het kos te eet waarvan julle nie eers weet nie." Die disippels sê toe onder mekaar, "Het iemand anders dalk vir hom iets gegee om te eet?"
Jesus antwoord hulle, my kos is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk klaar te maak. Sê julle dan nie, daar is nog 4 maande voor die oes nie. Ek sê nou vir julle, kyk na die landerye, hulle vertoon reeds wit van die oes. Die wat die oes insamel, ontvang vergoeding. Die vrug van wat hulle insamel is mense wat die ewige lewe beerf. Op so 'n manier is hulle wat saai en hulle wat oes insamel, almal saam bly. In hierdie geval is die spreekwoord so waar, die een saai en die ander een versamel die oes. Ek het julle gestuur om 'n oes te samel, waaraan julle nie hard gewerk het nie. Ander het hard gewerk, en julle het aan hulle toegetree om die vrug van hulle werk te benut. Uit daardie dorp het baie van die Samaritane in Jesus begin glo op grond van die woorde van die vrou, wat met oortuiging kom vertel het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by Jesus aankom, het hulle hom gevra om by hulle tuis te gaan. Hy het 2 dae lank daar oorgebly. Baie meer van hulle eie mense het op grond van sy woorde begin glo. Hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie. Ons het nou self gehoor wat hy sê, en ons weet dat hy regtig die verlosser van die wêreld is. Die vrou het eendag weer haar emmer gevat en die stofpad aangedurf na die put toe net buite die dorp om te gaan water haal. Hierdie dag was anders. Toe sy nader kom aan die put toe, sien sy daar sit 'n man. En toe sy nog bietjie nader kom, kan sy duidelik sien dit is 'n Joodse man. En toe sy nog nader kom, toe praat hierdie man met haar. En daar het 'n hele gesprek gevolg wat ons nou mooi gelees het, mooi na geluister het. Nou, die vraag is, wat het daar by die put gebeur? Wat gemaak het dat hierdie vrou so dramaties verander het? Nou, goed, ons weet dit is die werk van die Heilige Gees. Maar op watter manier het die Heilige Gees te werk gegaan om hierdie vrou se hele gesindheid radikaal te verander, om haar hart te verander? En ek dink ons kan dit elkeen op onsself toepas. Elkeen wat begeer om hierdie verandering te beleef, indien jy dit nog nie beleef het nie, dan gaan ons vandag leer hoe Jesus deur die Heilige Gees mense se harte verander. Ek dink by die put het daar 3 dinge gebeur. En ek gaan vir die res van die preek hierdie 3 sake saam met julle 'n bietjie deurgaan. Die eerste saak wat gebeur het daarso is dat Jesus hierdie vrou se menswaardigheid erken het. Toe hierdie vrou nader kom aan die put, toe vra Jesus vir haar, gee vir my water om te drink. Die vrou was baie verbaas gewees. Want toe sy nader gekom het aan die put en sy sien is 'n Joodse man, het sy waarskynlik verwag dat hierdie man haar gaan ignoreer, of haar gaan verkleineer, of haar sleg sê, of haar selfs wegjaag, want dit was waaraan hierdie vrou gewoond was tot op hierdie stadium. En daar was 2 redes, daar was 'n dubbele rede, hoekom enige Joodse man haar sou verag het. In die eerste plek was sy 'n Samaritaanse vrou. Die Jode destyds het glad nie kontak gemaak met die Samaritane nie. As hulle van Judea in die suide na Galilea in die noorde wil reis, het hulle met 'n ompad gereis, sodat hulle nie dalk met 'n Samaritaanse persoon in kontak kom nie. Jy sien, die Samaritane het ontstaan in die tyd van die ballingskap, toe koning Salmaneser van Assirië die Israeliete, dis nou die 10 stamme ryk, weggevoer het in ballingskap. Maar hy het nie almal weggevoer nie. Die siekes en die swakkes het agtergebly. En die omringende heidenasies het toe in Samaria ingetrek en hulle het begin vermeng met die Israeliete wat agtergebly het, en so het hulle 'n vermengde nasie geword en ook hulle godsdiens het vermeng geraak. En om hierdie rede het die Jode op hulle neergesien. Hulle is 'n vermengde nasie, hulle is nie eg nie, hulle is nie suiwer nie. Maar die tweede rede is dat die vrou 'n vrou is. Die Jode het daardie tyd die vrou gesien as 'n persoon wat 'n baie laer status het. Sy is die een wat in die kombuis moet bly, sy is die een wat moet kos maak.
Weet jy, dis skriwend as mens daaraan dink. Daar's 'n Joodse formuliergebed wat gelei het: Vader, dankie dat U my nie gemaak het as 'n heiden of 'n slaaf of as 'n vrou nie. Die Jode het die vroue as minderwaardig beskou. Maar hierdie vrou se verbasing was groot. Hier tref sy 'n Jood aan by die put wat haar ordentlik aanspreek, wat haar met respek behandel, wat haar menswaardigheid erken. En bloot die feit dat hy met haar gesels op 'n normale manier, sê vir haar net een ding, en dit is: Jesus gee nie aan my dieselfde lae status as wat die Joodse mans normaalweg doen nie. Jesus deurbreek daai grens wat die Jode getrek het tussen Jode en Samaritane. En u weet self hoe maklik gebeur het dat wanneer 'n mens kultuurgebonde is en jy is so lief vir jou eie kultuurgroep, dan is mens nie baie lief vir ander mense wie se kultuur van jou 'n verskil nie. Dis tipies wat destyds gebeur het. Maar weet jy, Jesus deurbreek daai grense. Vir hom bestaan dit nie. Hierdie vrou is vir hom kosbaar. En as 'n mens dit nou in die breër perspektief sien, dan besef mens hierdie vrou is so kosbaar dat Jesus bereid was om sy lewe ook vir haar te gee. En so herstel hy haar menswaardigheid. En dit is die eerste saak wat daar plaasvind. Die tweede saak is, Jesus maak vir haar nuwe horisonne oop. Jy sien, die gesprek het min of meer so geloop. Jesus vra vir haar water om te drink. Sy sê, meneer, hoe is dit dat jy wat 'n Joodse man is, dan vir my, 'n Samaritaanse vrou, water vra om te drink? En dan sê Jesus, as jy weet wie dit is, as jy weet wie ek is, dan sou jy vir hom gevra het om vir jou lewende water te gee. Die vrou verstaan hom verkeerd, sy dink aan fisiese water. In haar kop is sy net besig met die fisiese lewe. En sy sê, meneer, hierdie put is diep, jy het nie eens 'n skepding nie, hoe kan jy vir my water gee? En Jesus antwoord en sê, ek praat van lewende water. Moenie net dink aan fisiese water nie. Moet ook net dink aan die fisiese lewe nie. Daar's ook iets soos lewende water en daar's ook iets soos 'n geestelike lewe. En dit is eintlik die belangrike. En dan sê Jesus, as iemand hierdie lewende water ontvang, dan sal hy nooit weer dors word nie. Hierdie water sal in hom 'n fontein word wat opborrel, en sodat hy in ewigheid nooit weer sal dors word nie. Nou, hierdie lewende water waarvan Jesus praat, dit is bietjie onduidelik, maar dis tipiese goddelike opvoedkunde. Dis hoe Jesus praat. Hy noem 'n ding wat nie aanvanklik heeltemal duidelik is nie, en dan dwing hy ons almal om te gaan dink daaroor en te wonder daaroor. Hy het byvoorbeeld ook gesê, breek hierdie tempel af en ek sal dit in 3 dae weer opbou. Dit was nie duidelik wat presies hy bedoel het nie, maar so forceer hy ons om daaroor te dink. Met lewende water, dink ek bedoel Jesus die volgende. En nou moet ons die doel van die Johannes Evangelie in gedagte hou. En die doel van hierdie Johannes Evangelie beskrywing staan in Johannes 20 vers 30, waar daar staan dat die doel is dat elkeen die Here Jesus Christus sal ken en die lewe sal hê. Hierdie lewende water is 'n simbool van die lewe. Die ewige lewe, maar dit is 'n lewe wat hier op aarde alreeds begin. Jy sien, in die Griekse taal is daar 2 woorde vir lewe. Die een is bios, wat beteken biologiese lewe, die aardse lewe. En dan is daar zoe, 'n Griekse woord wat beteken die lewe wat aanhou tot in ewigheid. En dit is hierdie lewe waarvan Jesus praat. En so gee hy vir hierdie vrou hoop. Jy sien, hierdie vrou het waarskynlik geleef en gedink, net soos wat baie mense vandag nog leef en dink, dat die totaliteit van jou bestaan is beperk tot jou aardse lewe. My lewe hier op aarde, dit is die een en die al
van my totale lewe. En weet jy, bloot net daai gedagte is genoeg om 'n mens baie mismoedig te maak. Maar nou maak Jesus vir haar 'n nuwe horison oop. Hy skep vir haar daai hoop, daai vooruitsig, maar daar is nog 'n ewige lewe wat vir my voorlê. My totale bestaan is soveel groter as net hierdie stukkie lewe van my hier op aarde. My totale lewe is nie beperk tot my aardse lewe nie. Hierdie aardse lewe is inderwaarheid maar 'n baie klein stukkie daarvan. En ewe skielik het sy 'n nuwe perspektief op haar lewe. Sy staar haar nie meer blind deur bloot hierdie aardse biologiese lewe nie. Sy verlustig haar in 'n ewige lewe, 'n geestelike lewe wat tot in ewigheid duur. En bloot hierdie nuwe perspektief maak van haar 'n mens wat baie opgewonde is, wat in vreugde leef. 'n Vrou wat nie maar net vasgevang is in die sleurgang van 'n dag tot dag bestaan nie, maar wat weet, daar is groot dinge wat vir my voorlê. Jesus bring lewe, nuwe lewe. Wat 'n voorreg vir ons om ontvangers te wees van daai nuwe lewe, om hierdie nuwe lewe te ken van kleins af. Dit is so belangrik dat ons altyd dit in gedagte sal hou en ons nie maar net sal blind staar teen hierdie aardse lewe nie, met al die ellende wat ons hier beleef nie. Ons eintlike lewe lê nog voor. Iets daarvan beleef ons alreeds nou. Onthou Jesus wat in Johannes 10 vers 10 gesê het, ek het gekom sodat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. 'n Oorvloedslewe nou alreeds hier op aarde. Mag die Here ons oë daarvoor oopmaak. Ons geestesoë daarvoor verhelder. Maar dan kom daar 'n derde saak. Onthou die eerste is, Jesus gee haar menswaardigheid vir haar terug aan hierdie vrou. Die tweede is, Jesus maak vir haar nuwe horisonne oop. Hy gee vir haar 'n hoop. En die derde is die volgende. Hulle het begin praat oor godsdiens en wat ware godsdiens is. Jy sien, hierdie vrou het gesien, maar Jesus is 'n profeet, of dalk is hy 'n profeet, en hulle het op daai stadium waarskynlik gestry oor die vraag, waar is die regte plek om God te aanbid? Kan mens God op hierdie berg in Samaria aanbid? Of moet 'n mens God net in Jerusalem in die tempel aanbid? Miskien jy indink hoe dit daar tweespalt was, en hoe mense hieroor geargumenteer het, en elkeen sy standpunt gehad het, en sy reken toe goed, nou is die kans. Nou gaan ek vir Jesus hierdie vraag vra. Waar is die regte plek om te aanbid? En dan noem sy spesifiek hierdie stuk grond wat Jakob jare van tevore vir sy seun Josef gegee het. En hierdie stuk grond sluit hierdie spesifieke put in. Dit is dus vir hulle 'n baie besondere stuk grond. En daarom was haar aanvoeling dat dit die regte plek is om God te aanbid. En toe antwoord Jesus. En Jesus se antwoord kom hierop neer. Dit maak nie saak waar jy God aanbid nie. Maar die belangrike is hoe jy hom aanbid. En dan sê hy, ware aanbidding. Ware aanbidding, dis waaroor dit gaan. Geskied in gees en in waarheid. Dit geskied deur die Heilige Gees. Beheer deur die Heilige Gees, gedryf deur die Heilige Gees en in waarheid. Maak nie saak waar jy is nie. Waarheid, laat ek net iets daaroor sê, die Griekse woord vir waarheid, aletheia, beteken nie bloot dit wat met die werklikheid ooreenstem nie. Maar waarheid beteken dit wat van God afkom. Teenoor dit wat van die bose afkom, of dit wat bloot van die mense afkom. En so onderskei Jesus in ons godsdiens die dinge wat
mensgemaak is teenoor die dinge wat werklik van God afkom. Ware godsdiens, ware aanbidding is om jou in afhanklikheid van die Heilige Gees so te laat lei dat hy jou geestesoë verhelder sodat jy werklik kan raak sien wat kom van God af en dat jy daarop kan fokus en daarmee kan besig bly. En in die proses sny jy jouself los en dit word ewe skielik vir jou baie minder belangrik, naamlik al die dinge wat bloot mensgemaak is. Jy weet, deur die geskiedenis het ons vir onsself baie dinge geskep wat op 'n stadium nodig was, wat relevant was, maar soos wat die jare aangaan, verloor baie van hierdie dinge hulle relevantie. En dan is die uitdaging om te vra, maar wat wil God hê in die jaar 2020 in terme van ware aanbidding? En dan, hoe weet ons dit? Die Gees is daar om ons oë daarvoor oop te maak, sodat ons kan sien wat kom werklik van God af en om daarmee besig te bly en om ons lig te laat skyn sodat dit wat werklik van God afkom ook aan die mense daar buite bekend gemaak te word. Nou dit is die derde saak. Jesus verlos godsdiens van die gekontamineerdheid van klomp mensgemaakte gebruike. En is jammer, in die Joodse tyd van die Nuwe Testament, het hierdie mensgemaakte gebruike vir hulle belangriker geword as wat God sê in verband met aanbidding en ware aanbidding. Ek hoop nie dieselfde gebeur vandag nie. Ek glo nie. In elk geval nie in die Gereformeerde Kerk Kaapstad nie. Ek ken u goed genoeg om te weet, u onderskei tussen dit wat bloot mensgemaak is en dit wat werklik van God afkom. So dit is hierdie drie sake wat gemaak het dat hierdie vrou radikaal verander het. In die eerste plek, Jesus het haar menswaardigheid as vrou vir haar teruggegee. Hy het gesê, jy is vir my kosbaar. In die tweede plek het Jesus vir haar nuwe horisonne oopgemaak en vir haar hoop op 'n groter bestaan gegee as net haar aardse bestaan. En in die derde plek het hy haar iets geleer van ware aanbidding in gees en in waarheid. Maar weet jy, dit alles word versterk deur 'n enkele gebeurtenis in daai hele gesprek. En dit is toe die vrou sê, maar Here, eendag, ons weet, eendag kom die Messias. En hy sal ons dan alles leer. En toe sê Jesus vir haar, dit is ek. Ek is die Messias. Ek met wie jy praat. En daar vind die ontmoeting plaas tussen Jesus en daai vrou. Daar vind iets van 'n werklikheid plaas van nou het ek Jesus ontmoet. Nie maar net op 'n afstand nie. Nie maar net gehoor wat ander mense van hom sê nie. Nou het ek persoonlik baie naby aan Jesus gekom. En dit was seker die een enkele aspek van hierdie hele totale gesprek wat hierdie vrou se hart net dramaties verander het. En kyk wat gebeur. Sy het met haar emmertjie aangestap gekom die oggend om water te skep. Sodat sy kan teruggaan huis toe en vir haar mense kan sorg, kos maak, sorg dat hulle kos en water het en so meer. Maar wat gebeur nou is dat sy los hierdie emmer sommer daar by die put en sy hardloop terug na die dorpie toe. Dis asof daai emmer van haar 'n simbool geword het van 'n lewe wat ewe skielik vir haar 'n ander betekenis het. Dit is asof dit nie die werklike lewe is nie. 'n Lewe met 'n emmertjie in die hand is nie meer die groot lewe wat die Here vir haar gegee het nie. En daarom is hierdie emmertjie nou minder belangrik. Dis asof daar soveel
groter en belangriker dinge nou in haar gemoed is, dat sy los sommer die emmertjie daar by die put. En sy hardloop terug na die dorp toe, en sy gaan vertel van die mense, kom kyk, ek dink, dis die Messias, wat daar by die put sit. En die hele dorpie kom in beroering, 'n positiewe beroering, en hulle gaan uit om Jesus te ontmoet. Weet jy wat is opmerklik? Die disippels was intussen in die dorp gewees, vir 'n hele tydjie, hulle het gaan kos koop daar. En hulle kontak met die mense daar het geen gevolge gehad nie, dit het geen effek gehad nie. Maar toe kom hierdie vrou, 'n enkele vrou, en sy bring die hele dorpie in beroering. Iets wat die disippels in 'n kwessie van 1 of 2 ure nie gedoen het nie. Hierdie vrou het haar lig laat skyn. Haar opgewondenheid kon sy nie inhou nie. Sy kon nie stil bly nie. Sy het gepraat oor wat sy gesien het en gehoor het. Spontane uitreik, spontane evangelisasie. En die Here het haar geseën. En 'n groot klomp mense in daai dorpie het tot geloof in Jesus gekom. En toe sê Jesus, die lande is ryp om geoes te word. En hy het spesifiek verwys na Samaria. In Lukas 10 herhaal hy daai woorde en dan verwys hy spesifiek na Samaria. En dan die treffende daarvan is, hy sê, ek stuur julle om die oes in te samel, terwyl julle nie gewerk het om daai oes tot stand te bring nie. Iemand anders het geplant en gesorg dat die plante groei. Die oes is ryp. Met ander woorde, daar is klaar geplant. En klaar kos gegee en klaar water gegee. Al wat julle hoef te doen is om die oes in te samel. Waarna verwys dit? Dit verwys na die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat Samaria voorberei het. En die Samaritane se gedagtes gefokus het op Jesus en die werklikheid van sy bestaan, sodat die dag toe Jesus in daai dorpie Sigar aankom, hulle klaar voorbereid was en hulle reg was om hom in die geloof vas te gryp en met 'n nuwe lewe te begin. En so gebeur dit, dat wanneer Jesus teenwoordig is in jou lewe, en wanneer jy sy stem hoor deur sy woord, en wanneer die Heilige Gees jou ontvanklik maak vir Jesus se woorde, dan vind daar 'n verandering in jou plaas. Dan kom daar 'n passie in jou hart om net vir ander mense te vertel van Jesus. Jy kan nie stil bly nie. En dan seën die Here jou as 'n nuwe mens, wie se menswaardigheid herstel is. 'n nuwe mens wat 'n nuwe hoop ontvang het. 'n nuwe perspektief op wat die lewe werklik behels. En 'n nuwe mens wat bevry is van 'n godsdiens wat maar net bestaan uit mensgemaakte gebruike. Geliefde gemeente van Kaapstad, die Here seën julle met die werking van die Heilige Gees om in julle daai passie te lê, daai vreugdevolle na buite gerigtheid om net jou lig in die wêreld te laat skyn. Amen. Jy onthou waarskynlik daai bekende lied, Go Light Your World, wat vir my so 'n treffende lied is. Kom ons luister nou daarna. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home
So carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle, go light your world. Frustrated brother, see how he tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. We are a family whose hearts are blazing. So let's raise our candle and light up the sky. Pray to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. So carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, deceived and poor. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Here, ons wil u aanbid in gees en in waarheid. Ons bid dat u ons daarin sal help. En ons versigtiging is dat ons saam wees vanoggend hier rondom u woord iets daarvan mag weerspieël het in gees en waarheid. Vader, seën ons elkeen wat nou hierna geluister het. Seën ons as ons aangaan met ons dagtaak. Verbreed ons perspektief, versterk ons geloof en gee dat die liefde van Jesus deur ons sal vloei na die wêreld daar buite. Dat u naam so verheerlik word. Ons vra dit alles in sy naam. Amen. Nou ja, baie dankie vir die saamluister. Mag dit met jou baie goed gaan. Net hierna sal daar geleentheid wees vir finansiële bydraes en die bydraes vandag gaan vir die diakonie van die Gereformeerde Kerk Kaapstad. En ja, lekker week wat voor lê.
Ons sien volgende Sondag weer. Totsiens.